Is daar olie in jou lamp? Het jy genoeg olie in jou lamp? We need to stick together like glue. Amen, ons moet by mekaar bly nou en saam bid en vir mekaar bid. Amen, dis nou die tyd om seker te maak jy is reg en daar's olie in jou lamp. Is jy saam met my? Amen. So, maar moenie bekommerd wees nie. Hou goeie moed. Die Here die wêreld oorwin. Amen. Ek het die goeie nuus ook. Daar is hoop omdat Jesus lewe. Amen. Hierdie goeders moet gebeur. Dit moet vir ons niks wees eintlik nie. God se woord gesê dit gaan gebeur. Amen. So nou moet dit vir ons net weer opgewonde maak. Is iemand saam met my? Wie weet waarvan ek praat? Amen. So moenie bekommerd wees. Jy sê vir jou buurman, trek jou gesig reg. Sê gou vir hom. Come on, trek jou gesig reg. Amen. Daar is Maranatha, Jesus kom. Amen. So kom ons kyk, ons het almal welkom geheet en ons het al die besoekers welkom geheet, Korsten welkom geheet hiervoor. Halleluja. Vanaand Openbaring, vanaand en volgende week. Vanaand word daar gekonsentreer op die wegraping spesifiek. En ek dink dis nou waar ons min of meer is. Die tye. So as jy wil meer weet oor die wegraping, moenie mis vanaand die volgende week en Sondag aand. Die verskille tussen die wederkoms en die wegraping. Dis volgende week sin. Amen. So vanaand spesifiek die wegraping en moenie dit mis nie. Dan het ons die vroues gesluit vir die vakansie. Dankie vir Chantel. Dankie Chantel, it was a blessing van die tyd en ons het soveel terugvoer gekry. So we really honor you, thank you for your help. En hulle het gesê hulle gaan dit weer deur dit hardloop so binnekort. So dit was 'n ongelooflike Bybelstudie gewees. So baie dankie vir dit. Die disipelskap is gesluit vir die skoolvakansie nou. Die week sluit die skool. Is daar iemand wat bly is vir die skool wat sluit? Behalwe die oumas en die oupas wat na die kleinkinders moet kyk. Hulle is nie so happy nie. Maar yes, ons is almal bly en dankbaar. So disipelskap is vir die skoolvakansie nou toe. Gaan weer in Julie maand gaan ons aangaan. Elke Woensdag, ek wil dit weer eens attent maak hier op. Woensdag is vasdag by die kerk. Amen. So kom vas saam. Bid saam. So bid ons Woensdag bid hier elke Woensdag aand 6:30. Het ons bid hier so in die huis van die Here. Kom bid saam met ons. Die jeug is gesluit ook nou vir die skoolvakansie. En ons begin hulle die rus ook. Die eksamens is amper verby vir van hulle. En van hulle het hierdie week al klaar gemaak. So dis scary, die week wat verby is. En dan Vrydagoggend, man up, 5:30, kom bid ons manne saam elke Vrydagoggend. So manne kom bid saam met ons, is 'n geseënde tyd in die Here. En ons bid saam elke week. Dis kom ons gebedsboks ook hier voor is. Ek dink is die volgende sluit. Die kruisdiens is ook gesluit. Emmy, is ek reg? Nog eenetjie, volgende Sondag. Vrydag. Sluit hulle. En soos dankie Here vir hulle ook. Dis lekker om op 'n Vrydag aand hier buite rond te luister hoe die kleinkinders dit geniet in die huis van die Here en katte kwaad aan van die nie regtig nie. Kom leer van Jesus. Dankie Emmy. Amen. Dan ons sopprojek. Dankie vir elkeen wat help met ons sopprojek. Maandagoggende deel ons sop uit by ons kerk. As jy kan help, sop maak, brood, enigiets in daai opsig. As jy kan help vir ons. Baie dankie vir die wat soppe bring vir ons. Ons waardeer dit. Praat met Melanie asseblief, Tannie Carol ook. Ek het nie Tannie Carol, daar sit Tannie Carol, praat met haar ook. En dankie vir elkeen. Nou, julle sal sien, ons het 'n klomp Woensdag aand wat verby is. Het ons die Here het op my hart gelê terwyl ek voorberei vir die biduur Woensdag. Toe sê die Here vir my, ons gaan nie bid hier in die kerk hê Woensdag wat verby is nie. Ons gaan strate toe. En ons het bid hier in die straat gaan hê. Ons het in die straat ingevaar, komberse uit gaan deel, vir mense gaan bid. En kan ek vir jou sê, ons leef soms in 'n kokon. Gaan bietjie op die straat uit en gaan deel die evangelie buitekant toe. En ek dank die Here vir die werk wat gebeur het in die week wat verby is, Woensdag. En dis ook my hart dat ons elke die Woensdag na nagmaal buitekant toe moet gaan en die evangelie buitekant toe gaan uitdra. Amen. En ons het gaan bid vir mense. Ek in die hospitaal, ons het mense gestuur om in die hospitaal te gaan bid en vir mense die evangelie te vat. En weet jy wat se waardering was daar, die terugvoer wat ek gekry het vir mense wat gesê dankie dat julle saam met ons gaan bid het. So ons gaan evangeliseer ook buitekant. Amen. So dankie vir die sopprojek, dankie dat jy help daarso. Ons gebedsboks stukkie gesê, dankie dat jy saam bid. Ek het gesê bid vir Israel. Hou aan vir Israel bid. Amen. Kom aan kerk, ons moet vir Israel bid in hierdie tyd wat kom. Dink jy is besig om skeef te loop. Ons winterbazaar, dit gaan 'n van tydperk wees. Kaartjies is te koop. Die Victorious Vocal Group sing daai Saterdag 1:30. R60 'n kaartjie. Jy moet kaartjies koop by Tannie Wilma. Kry jou kaartjies by Klap 60. En dan Woensdag wat kom,
het ons 'n uitreik by Uitkoms woonstelle, Woensdagoggend 10:00, Woensdagoggend, elkeen is genooi. As jy kan afknyp 'n tydjie by die werk, dis nie net vir klap 60 nie, almal kan, die wat wil, kan deel vorm hiervan. So kom asseblief, bring 'n pakkie koekies, ons kort tog koekies, om dit te gaan uitdeel. Ons gaan hoop bring by 'n ouete huis. Kom aan kerk, moet ons dit nie doen nie, kom help my. Help my, bid saam met ons, die wat wil saam gaan, ons kry mekaar daar so 10:00 by Uitkoms woonstel. As jy nie weet waar dit is, jy praat met Tannie Wilma na die tyd, en dit gaan 'n geseënde tyd wees. Daar is die koffie kuier na kerk vir die volgende 2-3 weke nie, want ons is besig om die saal te restaureer, reg te maak, daar's reik soos verf aan binnekant, en ons is besig om 'n nuwe koffienoek, beplan ons om 'n koffienoek daar te maak, en so ons is besig met baie veranderings daar agter, en so al wat ons vra is vir geduld, terwyl ons 'n paar dingetjies verander daar agter in die saal, en ek is opgewonde vir dit. Amen. Dis my storie. Dankie dat jy saam met elkeen bid. Ons dankbaar om Lukas is by die huis, nadat hy die week in die hospitaal was, en ons moet nog baie bid en ernstig bid vir oom Willie van Logrenberg. Hy het baie gebed nodig in hierdie tydperk. Amen. Halleluja. Kom ons staan saam. Kom ons gaan saam staan vanmôre, terwyl ons gaan saam bid en die Here eer bring vanmôre. Amen. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Kom aan, gee iemand 'n glimlag langs jou, om jou, by jou. Kom aan, sê vir hulle, hoekom is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Sê vir hulle, is nie so erg nie. Amen. Jy's op die beste plek waar jy moontlik kan wees, in die huis van die Here vanmôre. Amen. Kom aan, wil jy die Here nie 'n lofoffer gee daarvoor vanmôre nie? Loof sy naam. Ons eer die Here, baie dankie. Amen. Kom ons gaan saam bid vanmôre. Ek gaan sommer vir Pastor Bernard vra om vir ons te bid. Dankie. And let's pray. Dankie. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Fill my cup, Lord. Yes.
Amen. John was in the Spirit on the Lord's day. It's from heaven, and this is what he said. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end, and behold, I live forever. Let's sing John. John was in the Spirit on the Lord's day. Voice from heaven, and this is what he said. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end, and behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Just was in the Spirit on the Lord's day. Voice from heaven, and this is what he said. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end, and behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forever. Let's sing one more time. John was in the Spirit on the Lord's day. Voice from heaven, and this is what he said. I'm the Alpha and Omega, the beginning and the end, and behold, I live forever. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Kom aan, wie weet wie waaroor ons praat vanmôre? Amen. En die Here het sy op ons plek voorberei nie. Behold, I live as well. Is dit nie so nie? Hallelujah. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me than he that is in the world. Greater is he. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me than he that is in the world. Walk in the light. Walk in the light.
wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. Wrapped up, tied up, tangled all up in God. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in God. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in Jesus. I'm wrapped up, tied up, tangled all up in God. My God's not dead and God's not dead. Come on, be geloed het vanmorgen. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I can feel him in my hands. I can feel him in my feet. I can feel him in my hands. I can feel him in my feet. I feel it all over me. My God, he's not dead. God's not dead. Come on, God, glory it. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I can feel him in my hands. I can feel him in my feet. I can feel him in my hands. I can feel him in my feet. I feel it all over. Quero só nog een keer zeggen, God is not dead. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. I feel it all over me. Let's sing. God is not dead. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. God's not dead. He's still alive. I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. I feel it all over me. He's still in the fire. He's still in the fire and he's walking in the rain. He'll be there to help you when you call upon his name. He can still deliver by his almighty power. Yes, Lord, it's good to know he's still in the fire. He's still in the fire and he's walking in the flames. He'll be there to help you when you call upon his name. He can still deliver by his almighty power. Yes, Lord, it's good to know he's still in the fire. Ek wil iets verklaar vanmôre. Maak nie saak wat 'n vuur ons deurgaan nie. He's still in the fire. Amen. Maak nie of hulle hierdie wêreld aan die brand steek. My God het gesê, daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Halleluja. So ek weet nie waar jy gaan vanmôre nie. Al voel jy's in 'n vuuroond, al voel jy finansies druk, al voel dit druk by die werk, al voel jy besighede maak toe, al voel jy die pressure, kan ek dit môre verklaar? He's still in the fire and he's walking in the flame. He'll be there to help you when you call upon his name. He can still deliver by his almighty power. Yes, Lord, it's good to know he's still in the fire. He's still in the fire. And he's walking in the flame. He'll be there to help you
saak wat rondom ons gebeur nie. Ek is toegemaak onder die bloed van die lam. Halleluja, al is dit hoe warm, die vyand kan dit hoe warm maak. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? In Nebukadneser se tyd sê maak hy oond 4 oond 7 keer warmer. Maak dit warmer. Dat die mense wat by die 4 oond gekom het, hulle kon dit nie maak nie. Maar ongeag hoe warm die 4 oond ook al mag wees, God het vir ons die oorwinning gegee. Hy steeds saam met ons in die vuur. Halleluja. Dit moet vir jou die oorwinning wees vanmôre. Kom aan kerk, ons staan in oorwinning vanmôre. Wie sal my in oorwinning vanmôre? Christus Jesus het vir ons die oorwinning aan die kruis gegee. En dis daai oorwinning wat ons in staan vanmôre. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste, in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy het betroon aan die Loof op prys om halleluja. Loof op prys om halleluja. Loof op prys om halleluja. Hy is koning en hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons styling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Halleluja, gloei dit vanmôre. Sy woord sal vir ewig staan. Amen. Ek glo met my hele hart dat U is saam met my vanmôre, dat God alleen waardig is. Die wêreld roep vanmôre gode aan wat nie bestaan nie, wat dood is. In benoudheid roep hulle
gryp hulle na so baie ander dinge. Maar vanmôre weet ek dat ek het 'n God wat leef. En ek roep hom aan in my tyd van benoudheid en ek weet hy is daar. En hy alleenlik is waardig. Hy alleenlik vanmôre is waardig. So ek wil vra vanmôre dat u saam met ons sal hierdie lied sing wat dit sê, Lord, you are worthy. En bring hom vanoggend net die lofprysing en die aanbidding van die hart. Uit 'n dankbare hart dat God na jou kyk, ons kyk. Kan ons net vir 'n oomblik vanmôre dit net terugbring na die Here toe net sê, ons eer U vanmôre, Here, want U alleen is waardig. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised, we exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised, we exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy. Come on, say it for you, Lord. Worthy to be praised, we exalt you for your love and grace. Hallelujah. For our Savior reigns, Lord, we bless your holy name on high. We lift you up. As we sing your praise, Lord, we magnify your name. To Jesus Christ, the crucified, be all honor forevermore. We lift you up, as we sing your praise, Lord, we magnify your name. To Jesus Christ, the crucified, be all honor forevermore. We lift you up. As we sing your praise, Lord, we magnify your name. To Jesus Christ, the crucified, be all honor forevermore. Yes, kerk, sing het vanmôre. We lift you up. Thank you, Lord. We worship you. 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 We worship you.
dit vir so 'n oomblik, Here. Kom ons, let's just lift him up this morning. Hy is die koning van die konings en die Here van die leerskap. Lift him up this morning. As jy dit glo vanmôre dat hy die koning is wat kom sing saam met my. I lift my hands to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. Mag ek vra al die vrouens sing dit saam terwyl die manne aanbid vanmôre. I lift my hands. Thank you. To the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. Kom ons manne sing saam. Al die manne sing saam met to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I will sing song. And I will serve no foreign God. Hallelujah. Nor any other treasure. For you are my heart's desire. Your spirit will not measure. Unto your name I will bring my sacrifice. I will serve no foreign God, and I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, my Lord. Your spirit will not measure. Unto your name I will bring. Let's sing unto your name. Sacrifice unto your name, unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name, unto your name I will bring my sacrifice. Halleluja. Kom aan, gee die Here 'n lofoffer vanmôre. As jy dit glo vanmôre met jou hart.
Hy is steeds die koning van die konings. Amen. I will serve no foreign God. Is dit so? Halleluja. Hy kan die sitplekke neem. Amen. Dit gaan goed met die pastorie. Ek net sê, dit lyk op, ek staan vanmôre, ek is solo. En, maar dit gaan goed met almal by die pastorie en almal, ons het volgende week, van maandag volgende week af het ons konferensie onder in Durban, pastorale konferensie. En Madeleine het so 'n bietjie die geleentheid gehad om 'n bietjie vroeër af te gaan. Ek weet nie of sy voorbereiding gaan doen of wat sy doen nie, maar amen, so sy die geleentheid om so 'n bietjie vroeër weg te gaan en dis waar sy is. So ek gaan nou ook die rest en die rus is nodig, amen. En ek weet jy, dis die Bybel is so duidelik van toe die disippels by die see was, het die Here met hulle gepraat. So ek as wag vir 'n woord, amen, vars woord vanaf. Loof die naam van die Here. God is good. Man, I will serve no foreign God, nor any other treasure. Is dit nie so nie? Kom aan, wie saam met my vanmôre? God is in beheer, God is saam met ons. En ek wil net sê, hou goeie moed, Immanuel, God is met ons. God is met ons, is dit nie so nie? God is met ons. Uitdaging sal ons hê, maar God is met ons. Ek dank die Here. Ek wil vanmôre verklaar, oor iemand moet dit hoor vanmôre. God is bereid om 99 skape te los en een te gaan soek. Man, die Here is bereid om dit te doen. Ons leef in genade tyd. Maak nie saak, jy's nooit te ver waar God jou nie in die hande kan kry nie. Die Here is bereid om 'n brandende hout uit die vuur uit te haal. Is dit nie so nie? God is still the God that saves. Amen. Hy is ons redder vanmôre. Is dit nie so nie? Ons is dankbaar vanmôre. Kan ek net vanmôre by wyse van hand opsteek? Ons moenie dink ons gooi net gebedsversoeke hier binne en ons vergeet daarvan nie. Ons bid hier oor. Vrydagoggende kom man en hulle staan vroeg op en man is hier om vir hierdie gebedsversoeke te kom bid. Amen. Het die Here al geantwoord in hierdie tydperk? Kom aan, wie die Here al geantwoord in die laaste maand? By waar die Here deurgebreek in die laaste maand? Waar gee jou hand? Kom, ek wil julle laat die hand sien. Ons mense sien, die Here het al so baie dinge gedoen. God is still good. Ronay, het ek jou nie gesê nie. Was dit nie God se woord 'n paar weke terug nie? Is God 'n waarmaker van sy woord? Ek gaan nie daaroor getuig, jy sal oor getuig. Jy sou kom sê wat die Here gedoen het. God is faithful. En as God 'n woord gespreek het, sal dit so wees. Amen. God is geen mens dat hy sou lieg nie. Amen. Ag, staan met jou buurman sê goeiemôre net vir hom. Laat hy net glimlag asseblief. Halleluja. Ons praat vanmôre oor die woord in die Bybel is so mooi, die Eurokledon. Een van die mooiste woorde wat ek ooit gehoor het in wat praat van storms. En die Here het my in hierdie week hy vroeg my wakker gemaak, een oggend baie vroeg en die Here het hierdie woord streng in hart op my hart gelê. Want ek weet vanmôre dat mense deur storms gaan. Kan ek gou dit sê? En al het ons nie nou 'n storm in jou lewe nie, is hierdie raad vir wanneer die storms opsteek. Ek wil dit vanmôre vir jou gee om te sê dat daar steek 'n storm op en ons al klare storm in die wêreld aan die gang. Things are about to change. Hoor wat kan ek sê, doen profetie. Things are about to change. Maak seker jou saak is reg. Maak seker daar's olie in jou lamp. Dinge is besig om baie skeef, baie goud te raak. Amen. Maar nietemin, ek praat nie altyd oor die negatief nie, ons het steeds die goeie nuus. En dis Jesus Christus wat aan ons kant is. Amen. God se woord leer vir ons Openbaring 12, daar is oorwinning deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Daar's oorwinning. Amen. Daar is oorwinning. Kom aan, wie glo dit vanmôre? Daar's steeds oorwinning vanmôre. So hou goeie moed. Maar daar's verskillende storms in die Bybel. Daar's baie storms wat die Bybel van praat en mense wat in storms was en storms verkeer het en ek weet sonder dat iemand hulle hand hoef op te steek,
is daar dalk gesinne vanmôre wat in 'n storm is, en of weet van iemand wat storms beleef. En daar's baie tipe storms vanmôre in die wêreld, en dit is so dat storms op die see, kan jy dalk sien dat daar 'n storm op die see is, maar jy kan op die strand sit en daar kan daar's geen impakkie. Maar 2 dae later sal die storm op die see wys dit sal op die strand uitspoel. Wie het dit al gesien? Selfs binneland. Die binneland, as daar storms in die binneland is, en van ons wat hou van visvang by die see, weet ons as dit gereën het in KwaZulu-Natal, en het baie gereën in die Boland, kom die riviere af, en dis vir 2-3 dae is die see onvisbaar. Amen. En dan moet arme persoon Ellen in die mol rondloop, en hy haat dit. So, en dit is wat gebeur, storms binneland, jy weet nie van die storm binneland nie, maar die impak sal gesien word paar dae later in die see. Dis dieselfde heiliglik. Almal weet nie van wat hier in die wêreld aan die gang is nie, maar die impak van die wêreld gaan ons voel. As ons dit gaan voel, gaan ons dit sien. Amen. So daar's storms en baie storms, en hoe gaan ons deur hierdie storms gaan? En ons wil vanmôre praat spesifiek oor 'n paar storms. En ons baie Bybelse profeseë wat heiliglik besig is om 'n plek te val. Hallo kerk. Die Bybel is die waarheid. Wie glo dit vanmôre? Vat jou Bybel in jou hand. Vat jou Bybel, waai hom gou so 'n bietjie. Dan het jou selfoon op jou Bybel, op jou app. Kom net die Facebook in die kerkie, want Dani kyk van bo af. Iemand het dit gedoen nou die dag. Dani het dit gesien van bo af. So jy dink jy sit in Facebook in die kerk. Volgende keer gaan hy vir my van bo af met 'n laser wys. En dan gaan ek jou pinpoint terwyl jy op Facebook is. Dankie Dani, hy sal vir ons dop hou. Maar God se woord, elke profesie is besig om 'n plek te val. Hallo? Elke profesie is besig om 'n plek te val in die Bybel, in die woord. En ek hou die goeters dop met 'n vergrootglas. As sekere van die ander lande betrokke gaan raak, soos Turkye en Rusland, dan moet jy weet, things are about, die profesie kom in plek. Amen? Maar dit spreek vir 'n ander dag. So Bybelse profesie kom in plek. Die ekonomie, daar's ekonomiese storms. Kom aan. Almal weet van die impak wat die ekonomie het. Net nou die dag met Donald Trump, toe hy in die office gekom het, toe hy president geword het, was so interessant geweest, dat net daai week van waar hy afgekondig het die verskillende trade en dinge, trade war wat hy met almal aangegaan het, en die tariewe wat hy aangekondig het, net 1 week was daar $10 triljoen op die markte uitgewis. $10 triljoen. Google vir my gegee. $10 triljoen. Ekonomiese storms is verseker op die horison. Ek kan baie in diepte ingaan met dit, maar ek het nie vanmôre tyd daarby nie. Jy kry ekonomiese storms, jy kry gesondheidskrisisse. Man, ek hoor nou die dag van daar so baie dinge wat gebeur. Ons weet van COVID, voëlgriep, varkgriep. Man, een of ander griepe wat daar is, back and close is nou afgekondig, nou weer oor ons land Suid-Afrika. Die beeste, breinvliesontsteking, pastoor Kobus van den Huiswil lê nou in die hospitaal, hulle vermoed weer eens breinvliesontsteking. Wie weet waarvoor ek praat, die koste van mediese fondse, die koste van mediese sorg, behandeling, medikasie, angs, depressie, uitbranding, daar's storms op pad wat ons gesondheid aan betref. Kom aan kerk. Verder is daar nog 'n storm wat ons van weet, is hongersnood. Het jy geweet in Afrika alleen hongersnood. Hoor mooi, fast facts, Africa hunger crisis. 1 in 5 people in Africa faced hunger in 2023. 1 in 5 in Afrika, die hele vasteland Afrika, 1 in 5 het hongersnood beleef in 2023. En ek gaan nie eens vir jou al die statistieke kan gee rondom, dit is tragies. Dis nie net hongersnood nie, maar wat ook daar is werkloosheid. Ons land Suid-Afrika, dis die laaste statistiek wat ek kon kry op internet 2024, is dat ons 32,9% werkloosheid het. Dis 'n storm, kom aan. Ons voel die impak, daar's inbrake, daar's dinge wat gebeur, omdat daar werkloosheid is, en daar's al hierdie tipe storms wat daar is. Wie weet al van ons, kom ons vergeet van die wêreld, kom ons vergeet van Suid-Afrika, wie weet al van ons tykerstorms in ons huis? My vrou sê nie, so kan dit sê, selfs die pastorie het ons al storms beleef. Ek moet nou nie amen nie, want dan weet ek nou julle weet, amen. Hey man, storms in die huis. Daar's baie keer storms wat ons in die huis beleef. En saam met daai huis kan ek sê familie.
Wie se families was al in storms? Kom ons skud dit vir ons hande bietjie. Ons hoef nie, die kamera wys op my, laat die mense nie sien nie. Families het al storms beleef. Storms in families. Daar's nog storms. Net in ons huis, van interessantheid, net so vinnige statistiek. In 2023 is die laaste wat ek kon kry. In 2023 in Suid-Afrika was daar 22.230 egskeidings gerapporteer. Amper 23.000 egskeidings in 1 jaar. Kan jy die impak sien? 20.000 of 22.000 egskeidings. Hoeveel gesinne is geïmpakteer? Kinders is geïmpakteer? Families is uit mekaar uitgeruk? Kan jy nou sien waartoe dit gaan? Dis 2023 gewees. Ons het huwelikskrisisse. Ja, soos ek nou net afgekondig het. Tydjie het ons krisis in ons huwelike. Dis nie altyd smooth sailing nie. Kom aan. Soms kry sy varkgriep. Vlakvarkgriep. Julle ken vlakvark. My vrou is nie hier vanmôre, so ek kan dit spot. Ek kan dit sê, jy weet as sy kwaad is en jy wil haar nou vat, Gideon. Dan kry jy hoor jy nie by die pastorie nie, is op ander plekke, amen. En ons huwelik kan ons baie keer vlakvarkgriep kry. Kom aan, wys, nou nie al mense sien wat ek berading die week. Moenie nou amen nie. Halleluja. Ons het ook baie keer en ons kinders beleef soms storms. Soms ons kinders, ons besef nie aldag wat ons kinders deurgaan by die skole nie. Ons besef nie die impak en die dinge wat by ons skole gebeur nie. Ons kinders, sonder dat ons dit weet, beleef soms storms. En dit kan ek vanmôre met die grootste liefde sê, en selfs in my huis het ons dit beleef. Dat Junay eendag na my toe gekom het, 2-3 jaar terug, en vir my gesê het, papa, ek wil met jou praat, dit gaan nie so goed nie. Terwyl ek met Junay gepraat het, en met haar begin deel het, toe sê sy vir my, sy bel my uit. Sy sê, papa, ek wil nie die pastoor vanmôre hoor nie. Ek het nodig om met 'n pa met my moet praat. En moes ek hulp kry vir my kind, om 'n ding in haar lewe nie goed gegaan het op baie stadium nie. Nooit besef dat, kan ek gou vir jou sê, nooit besef dat dinge so selfmoord ook by die pastorie draai ook kom maak nie. En dit is maklik, dink ek vanmôre, ek sien 'n glashuis nie. Ons ken die woord, ons kan die woord verkondig. Maar baie keer kom klop storms ook in ons huis. Ek dank die Here dat God ons deur storms vat. Dat ons beter kan uitkom aan die ander kant. Amen. Ons kinders beleef soms storms. Ons het storms by die werk. Dit gaan nie altyd goed by die werk nie. Kom aan, dit gaan nie altyd lekker by die werk nie. Ons politieke storms in ons land Suid-Afrika. Dit gaan nie so goed nie. Kan ek gou dit sê vanmôre? Bid baie mooi, baie hard oor om in Amerika te gaan bly en jou huisvesting bring. Want politiek lyk nie so goed oralste nie. Die gras lyk dalk groener aan die ander kant. Maar hier kan ons daarom nog asemhaal. Storms beleef ons en daar's baie storms. Die eerste storm wat ek vanmôre oor wil praat is soms storms wat ons self veroorsaak. Storms op ons lewenspad wat jy self oor jou lewe bring. Kan ons gou gaan op blaai? Kom gaan na die boek van Jona toe. Die boek van Jona, ons gaan aan Jona lees. Jona 1 vers 1 tot 17. Ons gaan vanmôre 'n bietjie 'n paar storms na kyk. Is dit oukei? Ek wil 3 storms spesifiek aanspreek vanmôre in ons lewens en ek dink ons kan by al 3 van hierdie storms leer. En ons gaan oor 3 storms vanmôre praat en deel. Die eerste storm, ons gaan 'n bietjie lees. Ons gaan lees al van Jona, Jona 1 vers 1 tot 17. Kom ons lees. Die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want julle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het in Jaffo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting te bring. Maar Jona het na die onderste deel van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daar kom die skipskaptein na hom toe en aan en sê vir hom, wat bekeer jou?
dat jy so vasslaap. Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God ons aan ons dink sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. Hulle sê vir hom, vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het, want wat is jou nering? Is dit nie mooi nie? Wat is jou beroep? Mooi woord. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dan te kenne gegee. Verderop sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U Here het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem, hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Wie glo hierdie storie? Al het Jona die vis ook ingesluk, het ek dit ook geglo as God se woord so gesê het. Amen. That's what I believe. Dis wat ek glo. En vanmôre wil ek net die deel oor hierdie storm eers is wat ons self oor ons lewens bring. Hoor mooi wat het gebeur hier so. God stuur vir Jona om sy wil te gaan doen. En Jona besluit om teen die wil van God te gaan. Ek glo wat hy sê, weg van die aangesig van die Here af weg. Nou kan ek dit vanmôre sê, as jy van die aangesig van God af weghardloop, weet verseker, storms gaan jou bring terug voor die aangesig van die Here. Ons het baie keer maklik storms in ons lewens, wat as storms op ons pad kom, weet storms sal jou nader aan die Here gebring. In wie se hand vanmôre kan jy wys en sê, storms het my teruggebring om te bid. Toe my koskaste leeg was en dit is 'n storm, wie het my geleer bid? Wie kan nie sê, storms het my geleer bid? Dis iemand vanmôre wat saam my kan sê, storms het my geleer bid. En hier hardloop Jona na weg van die aangesig van die Here af. Kan ek ook hierso sê, iets is my baie interessant in hierdie gedeelte. Die Here het 'n stormwind gestuur. Satan het niks met Jona se lewe uit te waai gehad nie. Ons het baie keer Satan bestraf oor die storms in ons lewe, maar Satan het niks daarmee te doen nie. God bring storms op ons lewe, om ons terug te bring in die wil wat God vir ons lewens het. Hier is, en ek love wat hierdie gedeelte sê, hy sê 2 keer daarso, van die aangesig van die Here af weg, en hy sê weer eens, van die aangesig van die Here af weg. Nou man, daar is nie 'n plek waar jy kan hardloop van die aangesig van die Here af weg nie. God sal jou altyd gaan haal, om terug te bring op sy wil. Is daar iemand wat saam met my is vanmôre? Die Here sal jou altyd, en hier is by die scariest ding van dit alles, hy betaal nogal reisgeld, om in die weg te gaan van die aangesig van die Here af. Nou wie kan saam my stem vanmôre dat jy al 'n bietjie skoolgeld betaal? Is iemand wat al skoolgeld betaal het? Jy betaal om weg te vlug van die aangesig van die Here af. Jy sit nogal geld, jy verloor hy geld. Jy verloor alles. I wanna run, ek wil wegkom. Maar die Here, jy gaan alles verloor. Jy gaan alles verloor. Maar God het altyd 'n plan met jou in sy lewe. Halleluja. En kan ek gou hier vanmôre sê, soms het ons storms op ons pad. Dis niemand anders se skuld as ek en jouself nie. Ons het soms finansiële skuld. Dis niemand anders se skuld as onsself nie. Kom aan, ons beleef soms storms in ons lewe. Ons wil alles en almal in politiek en die en daai en almal wil ons vanmôre verantwoordbaar hou daarvoor, maar niemand anders kan hierdie verantwoordelikheid vat as onsself nie. Ek het hierdie storm oor myself gebring. Jona het hierdie storm oor homself gebring.
En ek glo wat gebeur het, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Ek dank die Here dat die Here al sterk winde en storms in Quintus se lewe gebring het. Ek wil dit baie versigtig sê, want storms is nie 'n lekker plek om te wees nie. Of wanneer daar krisis jou kant toe kom, is nooit 'n lekker plek om te wees. Is jy saam met my? Dis nooit lekker om in stormtye te wees nie. Maar die Here is betrokke. Ek dank die Here dat hy betrokke is in storms in my lewe. Halleluja. Dat hy die storm was nooit gewees om die mense op die boot dood te maak nie, maar om Jona terug te bring in die plek waar hy moet wees. En hier kom hulle in daai bootjie. En hier is my so mooi prentjie daarvan, terwyl hulle in daai storm is. Toe gooi hulle alles oorboord. Het jy dit gelees? Hy het daar gesê, toe word die seeliedere bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en niks het gebeur. En toe begin hulle in die see, al hulle lading wat in die skip was, in die see gooi. Alles in die see gegooi, alles weggegooi. Hulle is besig om die lading minder te maak en dinge 'n bietjie uit die boot uit te gooi wat nie daar hoort nie. Kan ek dit sê vanmôre, dis nie noodwendig 'n slegte plek om tydkeer bietjie geestelik in ons lewens skoon te maak nie. Daar's tydkeer dinge wat saam met ons in ons lewens is wat bietjie oorboord gegooi moet word. Wat ons bagasie wat ekstra is en dit bring storms. Ons die water begin in hierdie boot te spoel. Ek sien hoe hierdie ouens begin bang raak en ons kom op 'n plek waar ons bietjie van al die rubbish in ons lewens ontslaa raak. Dan gaan die storm ook beter wees. En Jona lê in slaap. Jona het gaan slaap. Hy weet hy weet hy's skuldig. Hy weet hy is die oorsaak vir hierdie storm. Hy weet hy het geld betaal om saam te ry. Hy weet dis hy, maar hy gaan aan Hartleyberg en hy gaan slaap in die storm. Hier het my hart getref. Terwyl Jona gelê in slaap het en ek lees van nog iemand wat gelê in slaap het in 'n storm. Jona was weg uit die wil van God uit. Jesus slaap in die storm, ons gaan nou na Jesus toe. Hy is die wil van God. Maar daar's 'n verskil hierso. Jona lê in slaap en dis my so scary en ek wonder die prentjie wat op baie boot moes afgespeel het. Terwyl hy met hierdie disippels praat, met hierdie mense praat en hulle roep na hulle God toe en hulle roep na Mohammed en hulle roep na Hare Krishna en Boeddha en ek weet nie wie almal hulle daai tyd daar geroep het nie om hulle te help en Jona lê in slaap. En die skipskaptein vererg hom. Stap af na die boot en sê: "Hey, hoe lê jy in slaap hierso? Sien jy, worry jy nie dat ons vergaan nie?" En hulle maak hom wakker, sê: "Jona, kom, roep jy na jou God toe." En hulle is besig om onder mekaar loetjies te trek, vierhoutjies te trek, om te kyk wie die kortsteen in dit land toe op Jona. Jona, hoekom jy is die oorsaak dat ons in die moeilikheid is? En hulle sê: "Maar wat moet ons nou doen? Wat moet nou gebeur?" Sê: "Gooi my maar oorboord. Gooi my maar in die see." Wie weet waarvoor ons prop? Partykeer het ons nodig om Jonas uit die see uit te gooi, uit die boot uit te gooi. Maar Jonas sal jy altyd laat skuldig voel omdat jy hom uit die boot uit gooi. Hy sê jy laat skuldig voel, maar jy's mos kind van die Here. En hulle het Jona geneem, hom in die see gegooi en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Ek wonder, in daai oogwink toe hy die see tref, see stil. Hier is my hart vanmôre, hier is my hart. Wie en wat is jou Jona wat uit die boot uit gesmyt moet word, sodat die storm in jou lewe stil kan raak? Come on, wie en wat is jou Jona vanmôre wat uit die boot uit gegooi moet word, ongeag of hy nou vir jou mooi oogetjies maak, ongeag dit nou hoe dit moeilik het ook al mag wees, Jona moet uit die boot uit, sodat die storm in jou lewe minder en stil kan raak. Ek love hierdie vers, kan ek dit weer lees? Hy sê, en die see het stil geword van sy onstuimigheid, toe Jona uit die boot uit gegooi is. Jou storm sal stil word, wanneer jy daai persoon uit jou boot uitgooi. Jou storm gaan stil raak, wanneer jy daai dinge wat jou vashou, wat 'n storm bring. Kom aan, jou Jona en my Jonas, ander Jonas, kom aan. Partykeer moet ons ander goed, ons moet ons vir oom Black Label, dalk bietjie die huis uit kry, dat die storms kan minder raak in die huis.
Dalk moet ons bietjie die TV wegvat en bietjie die TV afsit sodat die storms kan minder word in my huis. Kom aan, waarvan praat ek vanmôre? Jou Jonas dalk anders as my Jonas vanmôre, maar ons het almal Jonas wat storms in die huis bring. En ons is te bang om met Jonas iets aan te doen, want hy laat ons skuldig voel. Kom aan kerk, wil jy die storm in jou lewe stiller hê? Gooi die Jonas uit jou boot. En die storms gaan bedaar. En dit gaan stil raak. Ons mis hierdie prentjie. Toe Jonas in die see ingegooi word, onmiddellik het God 'n vis gestuur. En hy's gone. Hy het nie nog kans gehad om te smile and wave nie. So, ek weet nie, daai vis, ek is nie 'n diepwater ou nie, ek hou nie van die diepwater daar nie, ek hou van vaste grond. Maar ek sou dan maar bang gewees het, as ek jou vertel, my broek sou gebewe het, as ek op daai boot moes gestaan het, en hier kom hierdie kolossale walvis op en hy sluk vir Jonas in. En dis die laaste te sien van Jonas. He's gone. En is stil, die see het stil geraak, alles rondom hulle het stil geword. Die eerste storm, wat ek vanmôre wil aanspreek, wat jy dalk moet aanspreek vanmôre, is die storms wat jy self veroorsaak. Self veroorsaakte storms. Help my. Ons gaan die tweede storm toe. Wie of wat is jou Jonas vanmôre? Lukas 8 vers 22. Hier was Jesus in die storm. Hier is something else. Hier is iets anders te vanmôre. Hier is iets anders te vanmôre. Wie het al Jonas gehad wat jou laat skuldig voel om met jou opgetree het? Wie het al gehad? Hoe gaan laat jou skuldig voel hoor? Omdat jy nou opgetree het en gesê het, hierdie storm moet in my huis stil raak. Maar dan laat hulle vir jou sleg voel. Wat is 'n preek vir 'n ander dag? Lukas 8:22 en op een van hierdie dae het hy en sy disippels in 'n skei gegaan en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. En hulle het weggevaar. En terwyl hulle seil, raak hy aan die slaap, ekskuus tog. Toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skei het begin vol word en hulle was in gevaar. En hulle het hom gegaan en hom wakker gemaak en gesê, meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf, merk hy woordjie bestraf, die wind en die watergolwe. Hoor die sequence. Hy bestraf die wind, sy sal my wind, en die watergolwe. So wat het hy eers bestraf? Die wind en die watergolwe. En hulle het bedaar en daar het 'n stilte gekom. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam. Hier is Jesus in die storm. Jonas het weggehardloop van die wil van God. Jesus is die wil van God. En hy's in 'n storm. Help my. Jesus is in die wil van God en in 'n storm betrokke. As jy hierdie gedeelte verder gaan lees, selfs in die gedeelte in Markus 5, is dieselfde gedeelte wat ons van praat. Jesus is in sy skei en hy sê, ons moet oorvaar na die oorkant. Dis net voordat hulle is op pad na die besetene van Gadara. Hulle is op pad na daai man toe wat 'n legioen demone in hom het. Soms beleef ons storms in ons lewe wat geestelik is, wat Satan betrokke is by. Hallo, sommige storms is die vyand betrokke. Hy wil jou huwelik vernietig, hy wil jou kinders uitmekaar uitskeer, hy wil jou werk laat verloor, hy wil, en hy sal alles in sy vermoë doen om 'n storm jou pad langs te stuur en jou in 'n warboel te bring. Dis die plan van die vyand. Hier het my nog in my hart getref. Jesus is in 'n storm. Hy doen die wil van God en hy beleef 'n storm. Moenie laat omstandighede bepaal die storm nie. Kom ek gaan verduidelik. Daar hang 3 manne aan die kruis. Jesus, wat die redder geword het,
Al drie aan die kruis, die man wat verlore gegaan het, en die man wat gered is. Al drie se omstandighede dieselfde. Al drie hang in 'n kruis. Al drie beleef 'n storm. Maar elkeen se storm is anderste. Samson was in die tronk, omdat Samson vir die deur oopgemaak het vir Delilah en agter vrouens aan was. Josef was in die tronk, omdat hy weggehardloop het van vrouens af. Altyd is in die tronk. Altyd het 'n tronktydperk beleef. Moenie dink omdat mense in omstandighede is, dat dit altyd die vyand is wat betrokke is nie. Moenie as mense altyd in 'n storm is, dink hulle het self daar gekom nie. Storms is anders in ons lewens. Help my, maak die buurman wakker, hy slaap, ek sien hom. Ons is in storms vir verskillende redes. Jona vlug vir die wil van God. Jesus is die wil van God. Paulus, volgende storm wat ons dan gaan kyk, is Paulus se storm. Paulus het storms beleef, omdat hy die wil van God uitleef. Al drie storms. Hierso is Jesus op pad na die besetene van Gadara. Nou kom ek gou net 'n prentjie skets. Net volg dit gou so 'n bietjie saam met Quintus. Jesus is op pad na die oorkant. Die opdrag was, kom ons gaan na die oorkant. God het 'n woord gespreek en gesê, ons gaan na die oorkant. Al het jy 'n storm op pad, as God gespreek het in sy woord, dat ons gaan na die oorkant, sal God dit maak dat jy in die oorkant uitkom. Ongeag, kom aan, gee die Here lofoffer vanmôre. Ongeag, as God gesê het, kom ons gaan na die oorkant, sal jy deur die storm gaan. En hulle is op pad na die besetene van Gadara. Ek wonder, my opinie, Quintus se opinie, nou, want hulle op pad was, kon Jesus dalk nie die stem gehoor het van daai man, hoe hy roep oor die water nie? Wie het al gehoor hoe klank trek oor die water? Die man was, die besetene van Gadara was daar gewees, tussen die grafte, kettinge vas en niks kon, hulle kon nie met kettinge vasmaak, die kettinge gebreek. Die Bybel sê hy het 'n legioen demone in hom gehad. A legion of demons, wat so nagenoeg oor die 6500 demone in daai man gehad het. Jesus hoor dalk, ek sê nie dit is so nie, as die Bybel sê, ek wonder, my opinie, het hy nie dalk sy stem gehoor oor die water trek, was dit nie dalk 'n roep gewees om by hom uit te kom nie, en dis by Gadara, man, as 'n preek vir 'n ander dag, die Gadareners, waar hulle was die verste van die tempel af, preek vir 'n ander dag, maar waar hulle was, toe sê Jesus, ons gaan oor na die ander kant toe, en toe Jesus aan die boot aan die slaap raak, het niemand anders, dis net my hart sê vir my, toe kom maar 'n storm, want Jesus was op pad om 'n legioen demone aan te spreek. Hy is op pad om die wil van God te gaan uitleef. He became the will of God. Hy is die wil van God. En hier kom Jesus en hy sê, ons gaan na die oorkant. Luister mooi. Waar kry hulle vir Jesus in die storm? Jesus slaap. Jesus slaap, en Jesus het gesê, ons gaan oor na die ander kant. En daar's 'n storm wat kom. En die storm druk op die water. En die boot begin al hoe onstuimig geraak. En ek dink die water moes dalk in die boot ingekom het. En terwyl die water in die boot staan, Jesus op die kussing. Jesus slaap. Hy rus. That's faith. Dis geloof. Om te leer wat dit is. Om te rus in die storm. Kan ek vanmôre iets sê? Weet julle hoekom ons moeg? Want ons wil op elke storm reageer. Ons wil op elke storm wil ons aanvat en aanspreek. Daar's sommige storms wat jy kan rus in. Hoekom? Want God het gesê ons gaan oor na die ander kant toe. God het gesê ons gaan deur hierdie tyd kom. Ons gaan deur hierdie storm gaan. We're going through this. En wat gebeur is, die Here Jesus leer ons iets moois. Wat leer hy vir ons? Hy leer ons dat, maak nie saak watter storm ons beleef nie, ons kan in die vrede van die Here, kan ons deur 'n storm gaan. Kan ek gou net hierdie deel, think about this. Petrus wat op die water geloop het, Petrus wat in hierdie storm saam in hierdie boot was,
Petrus was een wat Jesus gesê het, in 'n ander gedeeltes het hulle gesê, waar is julle geloof? Julle is klomp klein gelowiges, né? Julle is klein gelowiges, en Jesus spreek die storm aan, en hy praat met Paulus, hy sê, Petrus, hy sê vir Petrus, jy het nie niks geloof nie, jou geloof is net klein. Petrus is in Handelinge is Petrus in die tronk, in 'n storm. Hy gaan sy kop verloor. Hulle gaan hom persecute. En waar slaap Petrus? Tussen die wagte. Slaap hy net aan die slaper, because he learned dat jy kan slaap in tye van storms. Man, ek het geleer hierdie week, ek leer dit my deel, vanmôre ook, sê, jy hoef nie op elke storm te reageer nie. Learn to rest in the storm. Leer om deur die storm te kan gaan. Leer om deur die storm te, want die Here het gesê in sy woord, ons sal gaan na die ander kant toe. Ek het 'n roeping op jou lewe. Ek sal jou nie begewe. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is steeds Immanuel. God is met ons. Dis nie deur krag nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. We will be on the other side. Halleluja. En toe Jesus kom en hy stop daar in boot. Luister mooi. Hier's my prent, dis Quintus. Toe Jesus aan boord, of van die boot afstap, en sy voet op die grond sit, toe is die demoon daar. Toe is die legioen van demone daar. 6501 man. En wat doen hulle? Toe Jesus sy voet aan boord sit, van die boot afsit, toe val die demone voor sy voete neer, en sê, is hier om ons te pynig. En Jesus stuur, dis amazing om oor te dink, die Here stuur 6500 demone en 2000 varke in. En die varke besluit om oor die kraans te hardloop, want nie is 'n vark wil 'n demoon in hom hê nie. Not even a pig wants a demon. En die varke hardloop oor die kraans. En die Here maak daai man vry, die besetene van Gadara. Hy is vry. Maar hoekom sê ek dat sommige storms is geestelik? Jesus spreek nie die storm aan nie. Hy bestraf. Luister gou mooi. Daai woordjie wat ek gesê het omkring, die woord bestraf, hy die golwe en die wind bestraf, is dieselfde woord wat Jesus gebruik het toe hy demone bestraf het. The same word. Hy bestraf die wind, net soos wat hy 'n demoon sou bestraf het. Dis 'n geestelike fight. En hier gebeur iets amazing. Hy bestraf die wind en toe die watergolwe. Want is die wind wat die boot vol maak. Die wind veroorsaak die storm. Dis die wind wat die golwe veroorsaak. En ons sit met ons lewensbootjies, kan ek dit vanmôre net demonstreer? Ons sit in ons lewensbootjies, ek is jammer ek het die emmertjie hier nie, maar ons sit en ons skep heeltyd water uit. Want ons bootjies word vol. Ons word moeg om constantly, solank ek dit kan survive, en ons skep water uit, en ons skep water uit, en ons skep water uit, maar ek wil net nie sinkie, dat ons eerder die wind bestraf, om te sê, in die naam van Jesus, bestraf ek hier die wind, en oor my lewe, oor my kinders, en oor my familie, en oor my gesin, oor my huwelik, ek bestraf dit vanmôre, en dan sal ons sien hoe die winde gaan bedaar. Ons moet op 'n punt kom waar ons ophou, die watertjies uit ons bootjies uitkry, en begin geestelike oorlogvoering maak, kerk. Ons moet die wapenrusting van God aantrek. Ons is veronderstel om gord te wees met die waarheid, borswapen van geregtigheid, helm van verlossing, skild van die geloof, die evangelie skoene, en die skild en die swaard wat ons nodig om aan te trek. Why? Want God se woord sê, Efesiërs 6:10, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons beklei die baas by die werk, wat water in jou boot sit, maar daar's 'n demon agter hom, man. En dan ons wil daai demoon kan aanspreek en sê, kom in die naam van Jesus, bind ek jou werk, en ons sal sien hoe die storm gaan bedaar. Ons het nodig om geestelike oorlogvoering te doen. Sommige storms op ons lewens kan jy nie uitry nie, jy moet hom bestraf. Jy moet vas. Hallo, jy moet vas. Jy moet bid. Jy moet bestraf. Jy het geestelike oorlogvoering om te maak. Die vyand wil ons kinders steel. Die vyand is agter ons kinders aan. En ons het nodig om 'n bietjie geestelike oorlogvoering te maak. Come on. Ons het nodig om 'n bietjie te bid vir hulle. 'n Vasdag uit te roep vir hulle. Ons het nodig om dit geestelik aan te spreek. Help my kerk.
En ons wil dat hierdie stormpie neergesal dat Gods water oor Gods akker. Nee, nonsens. Nonsens. Daar's sekere storms wat ons moet aanspreek. Ons het nodig om sekere Jonas uit ons boot uit te gooi. Dan gaan die storms minder raak. Ons het nodig om sekere storms aan te spreek in die geestesrealm. Want jy het 'n worstelstryd. Jy het 'n fight, worstelstryd. Daai woordjie worstelstryd is like a wrestling match. Jy het 'n wrestling match constantly. Dis 'n storm. En ons wil dit met 'n sielkundige regmaak. Seker gaan jou niks beteken nie. Dis nodig dat ons dit moet bestraf in die naam van Jesus. En ons die autoriteit opneem om hierdie storm stil te maak in ons lewens. As jy dit glo, sê saam met my amen. Jesus leer ons om vrede te hê in storms, wat alles verstand te bowe gaan. Peace in a storm. Laaste storm, Handelinge 27. En ons wil dit gou-gou saam lees. Ek wou dit afgebreek het, maar ek wil julle net gou-gou lees. Ons gaan 'n bietjie lees vanmôre. Is dit oukei? Ek wil net die laaste storm aanspreek vanmôre. Handelinge 27, 1-44 sê. En toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië. En het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keizerlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons 'n skip van daai plek gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar in daai jette plek van Macedonië, 'n man van Thessalonika wat saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom en Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarna het ons afgevaar en die oorkant Cyprus verbygeseil omdat die wind teen ons was. Ons het daarop die see langs Cilicië en Pamfilië deurgegaan en by Myra in Lygië aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandria gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langsaan gevaar en met moeite teenoor Cnidus gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salome. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Hawens in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. En omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepsvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus, luister gou mooi, Paulus het hulle gewaarsku. Paulus het gesê, manne, ek sien die reis met 'n ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo aan die woorde van Paulus. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter, 'n hawe in Krete wat oop lê en na die suidweste en na die noordweste. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Krete verbygeseil. Maar nie lank daarna nie het 'n stormwind wat Eurocledon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. En toe ons oorkant 'n eilandjie kom wat Claude genoem word, kon ons met die moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van die hulpmiddels deur die skip onder om te gord. En omdat hulle bang was om op Cyprus te lande te kom, het hulle die seile neergehaal en so het hulle dan weggedrywe. Terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Man, kan jy dink hoe hierdie storm moes wees? Kan ek net vir 'n oomblik hierso net stil staan? Die son het nie geskyn nie. Vir dae lank het hulle nie die son gesien nie. Dit was donker. Dis 'n ewige storm. En hier sê die Bybel, hulle het alle hoop om gered te word ons ontneem. Gees, dis opgee. Dis opgee in 'n storm hierdie. Nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus hulle in die middag opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister en nie van Krete af gevaar het nie. En julle sou hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van
rondom, maar die Here se hand is oor jou. Sê vir jou buurman, die Here se hand is oor jou. Daarom hou moed manne, want ek glo God sal dit Wie het al geswem in die see het jy al gerol. Is daar iemand wat al saam my die Bybel het gesê daar sal nie 'n haar van hulle koppe afgeval het nie. Toe hy dit gesê het, neem my brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. Storm nie, kan ek net dit sê. Die eerste storm wat ons gehad het, ek is amper klaar. Die eerste storm wat ons gehad het is nommer 1. Jona was in 'n storm omdat hy weggehardloop het van die wil van God af. Jesus in 'n storm terwyl hy die wil van God was. Nommer 3. Paulus is in 'n storm wat op pad was om die wil van God uit te leef. Al 3 beleef storms. Jona het sy storm homself veroorsaak. Jesus se storm het die vyand veroorsaak. Hierdie storm, hierdie skipbreek, was 'n storm geweest wat we just needed to ride out the storm. Hierdie storm, Paulus hulle sou nooit skipbreek gelei het as hulle geluister het na die stem van Paulus nie. Toe Paulus gewaarsku het hulle nie geluister nie. Sommige keer verval ons in storms omdat ander mense nie wou luister nie. Manne, omdat jy nie geluister het nie, het jou hele gesin 'n storm beleef. Vrou, omdat jy nie geluister het nie, het jou hele gesin 'n storm beleef. Is dit so? Kom aan, wie het al storms beleef as gevolg van ander? Waar jou hand gego bietjie. Wie het al storms beleef omdat ander mense dit veroorsaak het en jy niks daarmee te doen gehad het nie. Paulus het niks en kon niks hiermee doen nie. He just needed to ride out the storm. Hy het net moes deur hierdie storm gegaan het. En dit is in ons lewens ook so. Soms maak die regering besluite en die impak is op ons lewens. En ons moet hierdie storm aangaan. Hier is die grootste geheim van dit alles. Sommige mense het op planke, sommige mense het op weet nie wat gebruik jy, maar sommige mense het uitgespoel op die strand en het aan iets vasgehou. Al verloor jy die skip, sal jou lewe behoue bly. Quintus se getuienis is die volgende. Voordat ek in bediening gegaan het, omdat ek nie geluister het na 'n paar stemme rondom my nie, en my eie kop wou volg, het my finansiëel 5 jaar teruggesit.
En ek het alles, soos in alles verloor. Maar my lewe was behoue gebly. My kinders is behoue gebly. En deur die storm het God my geleer om aan hom vas te hou en te vertrou. Dis nie noodwendig sleg. Is die mense ook wat ek weet hier van 'n paar mense wat al alles in hulle lewe verloor het in storms. Is daar mense wat weet waarvan ek praat? Storms het al veroorsaak dat jy alles verloor het. Gone is. Maar jou lewe is bespaar gehou. So sommige storms kan ons nie voor help nie. We just need to ride out the storm. Soos ons regering wat besluit te neem en die hele land daarin gooi. We just need to ride out the storm. Want God se hand is oor ons lewens. So is my hart vanmôre. Andre, kan ek jou so lank stuur? Thanks. Ek weet hoe lyk jou storm vanmôre nie. Ek weet nie wat se storm jy deurgaan vanmôre nie. Miskien het jy vanmôre 'n Jona wat uitgegooi word. Miskien het jy vanmôre 'n Jona daai Jona is dalk nie 'n mens nie. Dis dalk iets wat jy uit jou lewe uit, dalk is dit onvergewensgesindheid, dalk is dit bitterheid, dalk is dit 'n Jona wat in jou lewe is en elke keer as jy daai mense sien, dan kom daar 'n storm in jou hart op. Wie het dit al gesien? As jy daai mense kyk, dan gebeur iets in jou binneste, 'n storm die binnekant. Daai mense skuld aan soveel geld. Daai mense skuld my. Hulle skuld my. En elke keer as ek iets gebeur het, ek daai storm in my binneste. Mag ek vanmôre vra, jy daai storm bedaar. Weet jy hoe lekker is dit? Ek mag dit, my vrou sal nie omgee as ek dit getuig nie. Maar weet jy dat die wat jy weet is, my vrou was deur 'n egskeiding. Hulle se pa. Jare terug. En baie te nagekom gewees in die egskeiding. Baie. En elke keer as sy die familie sien of met die familie wil praat, was daar 'n storm in Marlene se hart. Storm, daai haat, daai bitterheid, daai kwaad. En dan sal ek met haar praat, met haar deel en sê ek, Marlene, maar jy moet vergewe. Ons moet vergewe. Maar dan sê sy die mooiste, maar ek het vergewe. Ek voel okay. Pastor Ben, wat pastoor was voorheen is as vriend van my, nog voor ons op ministry toe was. En hy sê eendag vir Marlene, hy sê, as hulle moet in die deur instap, wat gaan jy in jou hart ervaar? As jy 'n storm beleef, is daar nog nie vergifnis nie. En toe sê dit, toe slaan dit huis toe. Toe staan dit praat in haar hart en sy besef, joh, sy het nog nie vergeef nie. En Marlene moes deur 'n lang tydperk gaan, jare terug, om deur daai vergifnis en daai seer te werk. Die Here dank, sy's deur en sy's so gesond, soveel so, dat ons dit nie 'n dag, ons kan saam met mense om 'n braai sit en kuier, en nie een dag soveel voel nie. Glad nie een dag nie. Maar dit was vir lank 'n storm in haar hart en in haar lewe. En daai storm het oorgespoel na ons huwelik toe. Omdat daar 'n Jona nog weggekruip het in 'n boot. Man, hierso. Soms kruip Jona weg in die boot. Jy weet nie altyd van daai Jona nie. En jy verstaan nie hoekom daar 'n storm is nie. Maar Jona het gaan wegkruip in die boot. Dis tyd dat ons as daai skeepsman gaan afstap en vir Jona gaan wakker maak. En sê, jy hoort nie in my boot nie. Jy hoort, klink soos 'n gedig. Jy hoort nie in my boot nie. Jy hoort nie in my boot nie. You need to get out. En hier, weet jy wat die lekkerste van alles? Jesus se storm leer ons om binne in 'n storm vrede te kan hê. Peace, vrede in 'n storm te kan hê. So of jy 'n Jona vanmôre wat jy moet ontslaa raak en die storms kan minder raak, of jy vanmôre jy's in 'n storm wat geestelik is en jy moet wakker word vanmôre geestelik en geestelike oorlogvoering doen. Dit is so vir interessantheid. Kan ek hierdie vanmôre sê en ek wil hê jy moet vir my kyk. Hier kom 'n woord. Hier is 'n woord. Die laaste reus wat Israel moes veg voordat hulle die beloofde land ingegaan het, was die reus gewees wat al wat die Bybel van praat is sy bed. Die Engels sê mooi, hulle noem hom the sleeping giant voor die beloofde land. Voordat ons die nuwe Jerusalem sal ingaan, is die laaste reus wat ons moet veg
om geestelik koud te wees en aan die slaap te raak. Ons het nodig om wakker te wees geestelik. Daarom het Jesus 'n paar keer gesê, kan julle nie 1 uur saam met my waak nie? Kan julle nie eens 1 uur saam met my wakker wees nie? Waak en, sê weer, waak en, bid, wakker wees in die gees. En die laaste storm, you just need to ride out the storm. Storms wat ons beleef en ander mense het veroorsaak, maar ons moet daar deurgaan. We have to go through it. Almal, die wêreld gaan die impak voel van gisteraandse aanval in Iran. Is dit ons skuld? No ways. Maar ons gaan die impak daarvan voel. We need to ride out the storm. So ek weet nie as die storm nie deurgaan nie. Maar ek bid dat jy vanmôre wysheid sal hê om deur daai storms te gaan. Ons gaan storms beleef. As jy nie in 'n storm is vanmôre nie, ek wil amper vir jou sê, hou goeie moed. Die wolke is besig om op te steek. Iewers along the line sal jy 'n storm beleef. Kan ek vanmôre saam met jou bid dat die storms in jou lewe sal rustig word? Ek wil vanmôre eerstens, ek voel, kom ons sluit ons oë. Ons sluit ons oë. As jy vanmôre 'n Jona in jou boot het, 'n Jona in jou boot het en jy moet van daai Jona ontslaa raak. Jy weet nie hoe nie? Jy het daai Jona al 'n paar keer geface, jy weet nie hoe gaan jy van hierdie ontslaa raak nie. Ek bid dat die Here jou gaan wysheid gee. As jy 'n Jona in jou boot het, wat jy sodat die storm, jy weet dat die storm moet stil raak in jou lewe. As daar 'n Jona is, ek wil jy moet saam met my staan. Ek wil vir jou bid. Elke Jona in die boot. Jou Jonas anders as die ander Jonas. Kom, ja, daar's hy. Let's stand. As jy Jonas in jou boot het wat moet ontslaa raak van, of jy dalk 'n geestelike storm vanmôre. Of jy 'n geestelike storm vanmôre. Jy sê, man, dit voel of alles letterlik uit mekaar uitval. Daar's storms geestelik. Daar's storms op my pad. Kom, as jy storm beleef, staan saam met my. Maak nie saak watter storm dit is nie. Any storm. Storms. Die storms vanmôre. Mense wat storms beleef. En sommige mense het wel opgegee en sê ek, soos Paulus se manne gesê het, alle hoop om gered te word is verby. Elke storm. En ek wil hê, kom aan, as jy vanmôre voel die Gees praat met jou, ek wil saam met jou bid vanmôre. Elke storm vanmôre, as jy 'n storm beleef, staan saam met my. Ek wil saam met jou bid. Saam met jou bid vanmôre, elke storm. Kom, ek gaan nog geleentheid gee voor ek gaan bid. Dalk is dit by jou werksplek, dalk is dit huweliksstorms, dalk is dit vanmôre in die familie storm, dalk is dit siekte. Daar's storms wat ons almal beleef. Elkeen beleef storms anderste. Elke storm vanmôre in die naam van Jesus. Jou kinders gaan ook deur storms by die huis. Kinders gaan in storms waar hulle bly. Daar's storms. Ek wil vanmôre bid dat die Here storm sal stilmaak. Elke intercessor bid saam met my. Bid saam met my. Here, elkeen vanmôre in hierdie kerk wat storms beleef. Ek bid eers vir daai Jonas, Here. Die storms wat daar is vanmôre en die Jonas môre wat in ons bote is en hy het so diep gaan wegkruip, Here. Ons weet nie eens meer van hom nie. Here, bid ek dat U vanmôre dit in ons harte sal wakker maak. Here, dat ons daai Jonas uit ons lewe uit sal kry, Here. Daai Jonas uit ons lewens uit sal gooi, Here. En gee ons die wysheid hoe om hierdie Jonas te hanteer. Gee ons die wysheid en die krag, Here. Gee ons die krag, die geestelike krag en sterkte om hierdie Jonas uit ons binneste, ons boot uit te kry, Here, sodat die storms kan stil raak in ons lewens, Here. Sodat storms in ons lewens kan stil raak. En Here, hierdie ander storms wat geestelik is vanmôre, waar die vyand kom en hy weet, luister mooi, die vyand weet wat jy op pad is. Die vyand weet dat God het jou geroep vir 'n taak. Die vyand weet vanmôre en hy probeer alles in sy vermoë doen om jou te stop.
He's trying to stop you. Jy sien dit as 'n storm, maar dis eintlik 'n geestelike battle wat op pad is. Dis 'n geestelike stryd. En ek voel die Here sê, maak vir Jesus wakker in die boot, maar ook jy vanmôre spreek die golwe en die wind aan in die naam van Jesus sodat die storms kan bedaar. Ek bid vanmôre, Here, elkeen wat daai storms beleef, Here, in die naam van Jesus. Here, die Here ons sal help vanmôre. Help ons, gee ons die insig. Here, help ons sodat ons geestelik wakker kan wees, Here, om die vyand, Here, in elke storm vanmôre wat daar mag wees, aan te spreek in die naam van Jesus. Ek spreek oor jou lewe, storms bedaar. Ek bestraf elke storm vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Ek bestraf elke storm vanmôre in Jesus se naam. Vyand, jy het nie reg nie. Jy het nie 'n plek nie. Jy het geen voet om op te staan nie. Die Here weet, die Here het gesê, ons gaan oorvaar na die ander kant toe. God het 'n roeping op jou lewe. En as God 'n roeping op jou lewe het om te sê, gaan oor na die ander kant toe, sal God seker maak jy kom daaruit. In die naam van Jesus. En ons dank die Here daarvoor in Jesus naam. En Here, daai storm wat op die horison is, Here, wat ons hele wêreld affekteer. Help us to ride out the storm. Help ons om, Here, al gaan ons deur watter tye ook al, Here. Help ons om deur hierdie tyd te gaan in die naam van Jesus. Here, laat ons dit sal maak. Al moet ons aan 'n plank vashou. Al moet ons aan mekaar vashou. Maar Here, ons sal deur hierdie storm kom. Want U het gesê, soos Paulus, Here, daar wag vir ons groter dinge hierna. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Ride out the storm. Ride out the storm. Daar's 'n lied, Brandon, kan jy hom kry vir my, wat sê, I know the master of the wind. I know the master of the wind.